daarom bereik, so ons het daar 25 kabeljou uitgebring. Ons moes nou vir amper 'n uur buite aan die hawe gelê het, want die hawe is baie vlak. So dan is daar klippe wat oop is, so ons moes nou 'n lang tyd hier buite gelê het waar jy ons gesien het. Dus kom ons kon inkom, ons moet eers wag en genoeg water in die kai is. En toe het ons nou ingekom en hy manne afgelei. En nou sommer net om vir jou 'n bietjie blootstelling te gee, gaan ons hier naby Merk. Ons gaan nie by die hawe uit nie, die beskutting van die hawe nie. Daar buite is hy so 'n bietjie chopperig. En dit sê jy sal nou moeilik uitsaai as jy nou 'n bietjie seesiek raak. Dis 'n bietjie ja, die lig sal 'n bietjie moeilik wees. So ons gaan nou na 'n plek wat miskien nou nie so goed is nie, maar ons het altyd 'n kans om daar 'n visie te vang, maar dit sal vir jou ten minste veiliger wees vir jou gesondheid en jou gestel. En hoe oud is hierdie boot wat jy mee ry? O, jene my maat, hy is, ek kan nie eers vir jou presies sê nie. Ek dink hy is seker in die 70's gemaak. Dit is old school boot hierdie. Dis 'n yskraft, 18,5 voet yskraft. Eers dan maak hulle die boot omtrent almal van glasvesel. Hy het baie voordele, hy sleep lig op die pad en hy's ligter op brandstof en hy's goedkoper seker om te vervaardig want hulle maak nie meer hierdie ou swaar houtskeite nie. Maar die voordeel van die ou groot houtskeite is as die see bietjie anders dan stamp hy min. Omdat hy ek wil amper sê soos 'n ou valiant kar. Hy sny bietjie in die duinings in. En met my ou groot lyf het ek nie lus om heeldag te stamp en so nie. So ek vat so 'n bietjie, gooi maar 'n bietjie meer petrol in en dan het ek 'n bietjie 'n sagte rit. Hoe lank doen jy dit nou al aan? Kyk, ek het 25 jaar geboer in Kakamas. Dit is drywerboer. So dan het ons hier kom vakansie hou en ek graag hier saam met die manne kom visvang en so saam met baie verskillende goeie vriende hier uitgegaan op verskillende bote en toe nog maar besluit om vir my ook 'n boot te kry. So ek het baie lank al wat ek hier in die omgewing visvang, maar ek het so 2 jaar voordat ons hier toe gekom het al die boot gekoop, dat ek vakansies uitgekom, maar ons is nou 8 jaar permanent hier. En so vir 8 jaar doen ek dit nou meer op 'n gereelde permanente basis. Jy vat nog gereeld mense uit? Ja, want ek is baie lief vir mense en ek is baie lief vir die visvang. So toe ek nou daar in Kakamas was, 'n geboer het so in my spaartyd, het ek baie ons gevat vir 'n bietjie jag. Vir al die kinders, ek was lief om die kinders te vat vir 'n springbok geskiet of wat ook al hulle dan nou hartbegeerig het of wat ook al. So ek hou daarvan om met mense te werk. En toe ek nou hier is, toe dink ek by myself, om my bietjie uit die kwaad te hou. Ek het die boot, ek is lief vir visvang, kom ek neem mense uit en vat mense, soos jy nou gesien het, die kinders wat ons op die boot gehad het, is vir my lekker om hulle te help, om dan nou 'n visie te kan vang. So ja, so ek doen dit nou 8 jaar. Hoe lyk 'n tipiese dag op die see vir jou? Ja, dit is maar, jy begin lekker vroeg, want die vis is maar gewoonlik lewendig vroegoggend, of dan nou laat namiddag, dis nie altyd so nie, maar dis maar die tendens. So ons probeer om maar vroeg op te staan, so jy moet nie 'n laatslaper wees as jy wil hierdie game doen wat ek doen nie, so ons staan maar op en dan sodra die dag breek, dan gaan ons uit. Ek het 'n nag lisensie, maar die mense kry te maklik seesiek in die donker. So ek verkies om dan nou maar te wag vir dagbreek, dan kan hulle die horison dophou, dat hulle hom so jy weet, 'n fokuspunte en so, en dan gaan dit met hulle gesondheid bietjie beter. Watter vissoorte vang julle hoofsaaklik in ons waters? Stilbaai is bekend vir kabeljou. Dit is waar ons go-to vis, dit is wat ons gewoonlik teiken. Maar ek sê baie vir mense, Stilbaai het nie sulke verskriklike wow visse, daai fotovisse, daai marline en so goed. Ek bedoel nou nie in die area wat ons nou werk nie, né? Kyk, as jy baie diep uitgaan, sal jy daai visse kry. Maar hier waar ons hom operate, kry ons nou nie sulke geweldige groot visse nie, maar Stilbaai het 'n groot voordeel, hy het 'n baie groot verskeidenheid vis. So ek het nou nog nie 'n lysie gaan maak nie, maar dit sal ten minste 20 verskillende visspesies wees en dan is nog nader aan 30. So Stilbaai het 'n lekker groot verskeidenheid vis. Maar Stilbaai is nou maar bekend vir kabeljou. So dit is nou maar daai wat jy gesien het wat ons afgelaai het. En as jy daar in daai kas en loer, gaan jy sien daar lê nog 'n paar, nog 'n hele, ons het 10 afgelaai en hier lê nou nog 15 hier binne. So dit is, ons is toegelaat om 5 per man te vang en dit is wat ons nou gekry het. So ja, kabeljou is maar die teikening, maar soos daar waar ons nou gaan, het jy buitekans vir 'n kabeljoukie, maar dit is eintlik te vlak. Ons is nie diep genoeg water nie. Jy kan miskien
dalk 'n kabeljoutjie vang, maar daar het jy 'n groter kans om miskien 'n roomman of 'n santer of selfs 'n geelster te vang, wat ook baie lekker vis is om te eet en om te vang. Wat is die grootste uitdaging waarmee jy kommersiële vissers vandag te kry? Kyk, jy moet net onthou, ek is kommersieel geregistreer, né? Maar ek sien my nie in dieselfde liga as die kommersiële vissermanne nie. Daai ouens gaan vang om 'n lewe te maak uit die see. Daai ouens is tabbe ouens. Hulle gaan uit wanneer selfs ons nog slaap, dan is daai manne al 3-4 uur in die oggend is daai ouens op die see. Wanneer ons al uitkom, dan is daai manne nog op die water. Daai ouens het 'n harde lewe, dis tabbe ouens. So ek moet nou eintlik net 'n onderskeid maak tussen ons en hulle. Ek doen 'n charter besigheid. Ek vat mense uit teen vergoeding om te gaan visvang. So ek dink daai ouens is nog 'n paar levels bo my wat gehardheid en allerhande vlakke. Ek weet daai ouens sit baie ure in. Ek dink as ek namens hulle kan praat, is maar die trollers. Wat baie wat nie selektief die vis vang nie. Daai goed is vang, maar hulle maak maar baie skade aan. Daar was 'n stadium waar die Weskus se trollers nie so goed gevang het nie, en wat daai trollers se kwotas ook oorgeskuif is na die suidkus toe. En ek dink daai goed is maar daai klop trollers het maar bietjie skade gemaak. So ja, hulle is in kompetisie, onthou, hulle is lynvissers, hulle vang met lyne. En daai trollers het nette wat hulle sleep. So jy kan dink daai goed rig baie skade en hulle kom al nou nader, hulle vang baie weer vis. Hulle vang baie vis. En ons het eendag byvoorbeeld op so 'n troller afgekom wat besig was om sy net in te trek, en ons het dadelik gery om te gaan kyk. En dit was sommer sulke klein kabeljoutjies. Nou hulle net so die goed het veronderstel om maar deur te gaan, maar soms hy draai seker maar dwars, of ek weet nie hoekom nie. Hy blok maar op, ek weet nie wat gebeur nie. Maar daai ouens het 'n massa klein ondersize kabeljoutjies gevang. En weet jy dat hulle eintlik net eenvoudig oopmaak, dat die visse moet, want dit is nie breekbare vis nie. Dan lê daar tonne klein kabeljoutjies op die oppervlak. Dis hartseer om te sien. Ek glo nie dit gebeur seker op 'n gereelde basis nie, maar daai dag het dit spesifiek gebeur en dit was baie hartseer om te sien. So dit is maar die visbronne wat bietjie slaag kry. En ek dink dis hulle grootste uitdaging, want daai ouens wat met die lyne vang, hulle is baie meer selektief. So as hulle sien is klein visies, dan kan hulle optrek en na 'n volgende plek toe gaan. So ek dink dis seker maar uit hulle oogpunt gesien seker die grootste uitdaging. Ons het gelukkig nou nie sulke groot uitdagings nie, want onthou ons vang nie massas vis om vir inkomste nie. So ons vang ons het 'n baie kleiner kwota wat ons mag vang. So dis baie makliker om ons kwotas te bereik as daai ouens wat die kommersiële ouens wat onbeperk vang en baie vis moet vang om hulle uitgawes te dek en kop bo water te hou. Hoe belangrik is die weer en toestande vir julle beplanning vir die dag? Nee, dis alles. Dit is die kern van alles. Jy kan tog nie uitkom as die weer nie reg is nie. So jy moet 'n aanvoeling hê vir die weer. Ons het gelukkig baie goeie weervoorspellings. Hier is 'n hele paar goedjies netwerke wat jy kan raadpleeg om te kyk hoe die weer in die swels en die duinings en die al die tipe van goedjies gaan weer, maar dit is krities. Jy gaan uit as dit stormweer is. Nee, dit is lewensgevaarlik. So jy kies mooi daar, veral weer ek kies die dae waar die kommersiële ouens nog kans sien om te gaan ek nie uit nie. Eerstens het ek 'n bietjie 'n kleiner boot as die meeste van hulle, en tweedens daai ouens, soos ek jou sê, hulle is geharde ouens, hulle moet dit doen vir 'n lewe. So hulle gaan onder toestande wat ek nie mee gaan nie. Nie omdat dit vir hulle onveilig is nie. Dis maar net om onthou ek neem mense uit. So dit moet gerieflik wees vir hulle. So daai manne gaan onder slegter seetoestande uit as ons. Maar ons moet definitief in voeling wees met hoe die see is en die winde en daai tipe van goed. Wat 'n veiligheidsmaatjies is as noodsaaklik wanneer jy uitgaan see toe? Ek dink die grootste ding is voorsorg, né? Jy gaan uit en jy loop jou vas in 'n slegte see nie. Dit maak baie meer sin om te gaan wanneer dit veilig is. So dit sluit aan by die vorige punt. Jy moet wag dat dit veilig is en dan gaan jy. Dan is die helfte van jou probleme al uitgesorg as jy gaan en jy sien dinge is reg. En dan natuurlik is dit goed. Jy moet sorg dat jou boot in 'n goeie toestand is. Jy moet sorg dat jy genoeg brandstof het. Jy moet sorg dat jy genoeg veiligheid, jou veiligheidsequipment, alles moet
op datum wees. Elke ou wat saam met my gaan, kry 'n veiligheidsbriefing. O ja. Wat ek vir hom mooi sê, 'n videoetjie wat ek vir hom mooi alles uitstippel oor waar hy moet vashou, waar hy moet sit, wat hy moet doen, al die moedseremonies rondom veiligheid. Wat sou gebeur in geval van enige ander probleem wat mag gebeur. Goedjies wat nog gelukkig nog nooit gebeur het nie, maar ek weet dit kan gebeur, so almal moet voorbereid wees daarop. So jy moet sorg dat almal weet wat voorbereid wees vir indien daar wel iets gebeur. So 'n ou voel later na 8 jaar se uitgaan, niks dit kan nie meer gebeur nie, maar ek hou maar daarby om vir elke ou presies 'n videoetjie te stuur om te sê wat moet gebeur in elke situasie wat ons mag bevind. Maar soos ek sê, die veiligste is om maar net te sorg dat jy uitkom wanneer dit veilig is en wanneer die weer mooi is. Dit is al die belangrikste. Hoe die tegnologie oor die afgelope jare verander? Nee, dis maar dit verander maar aan mekaar. Ek weet ons die goedjies wat ons gebruik om die vis op te spoor, 'n fish finder. Dit raak maar net al hoe meer modern. Die stokke wat ons gebruik, die katrole, die breid wat ons gebruik, wat nou groot uitvindsel is, wat nou wat is 'n baie dun lyn wat baie sterk is. 'n gevlegte lyn, dit is nie meer nylon nie. So daar's voordele aan hom wanneer die strome in die verlede die ouens geplaat, en swaar sinkers moet opsit, kan ons ook met ligte sinkertjies vang, wat baie meer voordelig is vir die visvang, want jy probeer altyd so lig as moontlik onder toestande hê, no? So ja, nee, daar's maar 'n ewige verbetering in tegnologie. Baie mense praat oor ware visvang. Hoe sorg julle dat daar toekomstige geslagte vis in die see sal wees? Ek moet vir jou sê, ons is baie gelukkig dat daar goeie visbeperkings ingestel het. Laat ek gou vir jou wys. Hier kan jy nou sien, jou luisteraars kan nou nie sien nie, maar daar kan jy nou sien, daar's 'n spesie, sekere van hulle het geslote seisoene. En dan is daar minimum grootes en dan is daar 'n limiet wat jy mag vang. So daar is baie streng regulasies rondom wat jy mag vang, watter tye van die jaar, die hoeveelheid daarvan, en dit is ons almal se plig om daarby te hou. Jy mag ook nie skelm vang uit, dan is wat daar is mense wat jou. Nee, gelukkig is daar mense wat kyk. Hulle is nou toe jy uitgekom het gesien, hulle is daar besig om die bote te kyk, en daarvoor moet mense van Stilbaai Hawe komplimenteer. Hulle doen dit baie mooi getrou, en ek moet ook vir jou sê dat ek dink daar's baie min mense wat probeer om die situasie uit te byt. Selfs al weet jy daar is nie iemand nie. Wat ons weet, ons moet die visgetalle beskerm vir ons nageslag, en dan is daar nog 'n ding. Daar is daai tegnologie wat jy van gepraat het. Daar is nou metodes om die visies terug te sit. As jy wil, ons het byvoorbeeld nou rooi steenbras gevang. Nou, rooi steenbras, jy mag 1 per man 'n sekere tyd van die jaar, daar is 'n geslote seisoen. Maar die vis het ons met daai nuwe, ek wil amper sê tegnologie oor hoe om hom terug te kry, want dan nie jy's vreeslik ingewikkeld is, maar dit is iets wat maar later 'n manier wat ons 'n hoek vat en sy weerhakkie toemaak. Dan haak jy die hoek so van buite af liggies in hom in, en aan die oog van die hoek sit jy 'n stukkie lyn en dan swaar lote, sommer swaar sinkers, en dan in die waai van die hoek sit jy jou lyn. Dan haak jy daai hoek net vlak in sy lip, en dan vat daai sinker hom weer terug. Want kyk, al die barometriese druk onder elke 10 meter is 1 atmosferiese druk wat vergroot. So as jy in 50 meter water is dit 5 keer meer as wat op die oppervlak is. So die visse kom uit, hulle blaas basies op, né? Elke lugbabbel raak 5 keer groter. So dan wil hulle nie maklik teruggaan nie. Hulle lugblaas kom uit en so. Dan vat hy sinker hulle weer terug. Tot daar waar die druk nou weer hoog is, dan druk hy lug weer terug. En dan as jy voel maar daar swem hy, dan pluk jy nou maar net die hoek uit. En ons het byvoorbeeld daai rooi steenbras die lengte van hom gevat, en daar's baie oulike programme wat jy op 'n telefoon kan gaan. Dan sê jy goed, dis die spesie, dis die lengte, dan gee hy vir jou 'n aanduiding van die gewig. So daai steenbras se aanduiding was 22 kg. So daar is veral in die ou dae toe die visse meer volop was, ouens wat hulle sou gevat het, sonder dat hulle besef het dat dit eintlik goed sou gewees het om hom terug te sit. En deesdae is jy ons definitief baie meer bewus daarvan om visse te los. Dat die volgende ding net onthou, daar is 'n vislys met kleur
spektrums, groen, rooi en oranje. Die groen dis volhoubaar, daar's baie van hulle, so jy kan lekker, jy hoef nie sleg te voel om van hulle te vang nie. Soos byvoorbeeld Desember maande, dan sien jy 'n vis, 'n bonito. Hulle is volop, jy kan maar van hulle vang, jy kan maar jou kwote van hulle vang, jy kan 'n bietjie gaan vries, jy kan gebruik vir curryvis en dis meer. Ja. Maar sekere visspesies weet ons is bietjie onder druk. En ek moet vir jou sê, daar is op daai ding wat jy gesien het, is daai quota streng op hulle. En tweedens ook, die ouens voel definitief om hulle deel te doen. En baie min mense sal vir daai visse uitbring as hulle, al mag hulle van hulle uitvat. Okay. Hoe lank kan julle soms op die see wees voordat julle terugkeer hawe toe? Ja, kyk, die kommersiële ouens, ek was eendag saam, lang jare terug saam met een ou uit, en 'n regte ou eyster hier van Stilbaai, Frans de Beer, met sy bootnaam was Zuluk, en sy twee seuns is nou nog, AJ en Zander doen nou nog kwaai provinsiaal en springboklere van die kant af heng hulle. Ek was eendag saam met hulle pa uit, saam met Frans, en ons was 39 ure uit. Yes. Dis hoekom ek vir jou sê, dis harde ouens daai. Ons doen nie naaste by dit nie. Ek sal miskien in Desember maande, jy weet, so 'n bietjie ekstra effort insit, dan sal ek nou so van donker na donker uitgaan, so dit gee miskien vir jou 12, 14 ure. Maar onder normale toestande sou ek sê, so 7 ure gemiddeld vir 'n uitstappie, wat ons see toe. Soos vandag was ons nou 6 ure, ons was gelukkig, ons het na 4 ure omtrent ons quota gehad, en toe moet ons nou nog gewag het. So partykeer is jy gelukkig, dan vang jy die vis vinnig, en dan kan jy 'n bietjie vroeër kom, maar jy nou nie soos vandag wat ons moet wag vir water nie. Wat is die lekkerste deel van jou werk en die moeilikste deel? Die lekkerste is definitief die mense. Ek hou van mense. Het is vir my lekker om liewe mense te ontmoet en vriende te maak, want ek het nie 'n groot boot wat ek 8 en 10 mense oplaai nie. Ek wil graag 'n kleiner bootjie hê, want dan is dit net meer 'n persoonlike gevoel wat ek kan hê. Ek kan maklik meer 1-tot-1 aandag aan iemand gee. Die vriende maak. Op 'n kleiner boot maak jy gou vriende en jy deel en lief en leed en so. Dit is baie lekker. Die moeilike gedeelte is definitief as jy ouens 'n verwagting het, wat mos maar gewoonlik is as jy op die boot klim, want dit is mos nou hoekom jy uitgaan. Yes. En die vis wil nie om een of ander rede nie byt nie. Soos ons het eergister so 'n dag gehad, die vis wou net eenvoudig nie lekker gebyt het nie. Ons het gesukkel, ons het enkele mooi visse gevang, maar ja, dis vir my 'n teleurstelling. Dit is vir my altyd, dan probeer ons ook maar langer en rek uit. Gelukkig, soos ek jou gesê het, hier is verskillende visspesies. So as jy nou sê maar vir kabeljou gaan probeer, en hierna 4-5 ure en jy's onsuksesvol, dan kan jy altyd weer 'n ander visspesie gaan probeer. So dis baie weinig dat jy uitkom sonder enige vis, maar ja, dis die moeilikste deel as die vis die dag nie wil lekker saamspeel nie. Watse raad sou jy vir iemand gee wat kommersiële visserman wil word? Ja, weer eens die kommersieel is nou so 'n bietjie daai harde eisters. En selfs by my, ek dink, as jy hou van visvang, dan kom jy so nou en dan uit op 'n boot en jy vang van die kant af en dis meer. As jy hierdie wil doen wat ek doen, of wat daai ons nog meer op 'n hoër vlak doen, dan moet jy absoluut, soos hulle in cricket sê, I don't like cricket, I love it. Jy moet absoluut lief wees, jy moet versot wees op wat jy doen. Want dis lange ure, dis hard, partykeer reën jy bietjie nat, partykeer is die see oophand, ander kere is hy toehand, ander kere is dit nou 'n lekker mooi dag op die see. Ander dae is dit dalk 'n bietjie skommelerig daar buite, so nee, jy sal moet definitief passievol wees oor wat jy doen voordat jy enigstens dink om dit vir 'n lewe te doen. Is daar 'n spesiale gelukkige storie of bygeloof wat onder die visse leef of uit te? Ja, daar's twee goeie ouens glo, ek het vir my wêreld by dat jy nie 'n piesang op 'n boot mag hê nie. En gekookte eiers. Maar wat ek wel een keer, ek het 'n ou vriend hier, sy naam is Aubrey Page. Ons was saam met 'n ander vriend van ons, Theo Meyer. Dit is nou nog voordat ek nou nog my boot gehad het. Ek het gereeld saam met hulle uitgegaan. En Aubrey eet 'n piesang. En Theo sien maar, hy eet 'n piesang en hy sê, daai bly die piesang is die rede hoekom ons die vis kry, die gooi weg en dan. En nou Aubrey
steek gou die piesang in sy mond, die stuk wat oor is, en hy gooi so 2 van hy, ek wil amper sê skilletjies wat hy afgedop het, gooi hy nou uit, dat Theo nou kan rustig wees, en hy sê vir my, watch this, hy sê Engelsman, en hy hak, daai 3 lelle, hak hy aan die hoek, en hy laat sak om en so pragtig, hy vang 'n mooi kabeljou op daai ding. So ja, so ek is nie so heeltemal oortuig of die bygelowe altyd so waterdig is nie, maar ja, dit is die groot ding, piesangs en eiers. As jy een boodskap aan die publiek kan oorgee, wat sy boodskap sê jy vir die publiek daar buite wil gee? Ja, dis ek dink baie ouens voel dalk as ons daar met 'n klompie vis aankom, jy ervaar dit as jy jou visies bemark en op Facebook bladsy sit dat party ouens bietjie bekommerd is oor die hoeveelheid vis wat 'n ou uitbring. Maar die gerusstelling is dit word baie goed gemonitor en ek dink nie 'n ou moet te veel die ouens wil nie te bekommerd wees nie. Jy moet ook onthou, is baie mense wat 1 of 2 keer in 'n vakansie, hy kom miskien eenmal in 'n jaar by die see en hy gaan nou 1 of 2 keer saam met my uit. En nou vang hy miskien as hy baie gelukkig is sy 5 kabeljou per dag wat hy dan nou mag vang. Nou lyk dit die ou het baie vis gevang, maar kom ons sê hy het nou 10 kabeljoue met die 2 uitstappies wat hy gehad het. As hy nou baie gelukkig is, nou lyk dit die ou het 10 vis. Maar mens moet ook onthou, daai 10 vis moet vir hom en sy gesin vir 'n hele jaar dra. As hy sê maar net 1 of 2 gevang het, of glad nie uitgekom het nie, dan gekoop julle maar in elk geval by 'n viswinkel. So 10 visse sou in elk geval geëet geword het en of die troller gaan ontvang of 'n lynvisser of hoe ook al. En ook die ander ding wat baie goed is die kabeljou wat jy van die kant af vang. Meestal van die kabeljou, veral van Agulhas se kant hiernatoe, ooste kant toe. Kyk, daar's 2 verskillende kabeljou spesies. Dusky kop en silverkop. En die vis wat ons teiken is die silverkop, wat baie meer volop is as die dusky kop. Want die dusky kop is meer in die vlakke water. So, en hy is, ek wil amper sê nog op die groen lys, hy is nog heel veilig om te vang, waar die dusky kop meer op die rooi lys is. En ons teiken hulle nie. So ja, baie ouens sal hoor die kabeljou getalle is onder druk, maar hulle moet besef dit, hulle praat spesifiek van die dusky kops. En dit is wat ons nie teiken nie. Dis laaste wat jy met ons vertel, Annelien, wat jy met die mense buite graag vertel, of daar's 'n boodskap of iets? Nee wat, al wat ek kan sê is, hier op die woord kry jy ook partykeer nogal lekker kostelike insidente, baie lekker interessante goed, byvoorbeeld ek het een keer 'n ding oorgekom, ek vat 4 Engelse dames see toe, en komende uit die Kalahari waar ek nou vanaf kom, 25 jaar gebore. Kyk ek die besigheid so, en ons sit, en ek sien die een dame, haar naam is Melanie, en ek sien maar, aan Mel se aas is daar klein visies wat knibbel, jy sien nou aan die stok, hy en later hou die visies op, nou weet ek, haar aas is af, en ek sê, Mel, kom maar, check jou aas, en sy kyk op, sy sê, young man, I'm a married woman, you can't check my ass. Ek sê, nee, jou buite ass, nee. En die ass wat jy dink. So ja, so nou, tot vandag toe, is dit nog steeds 'n lekker lag as ons by mekaar kom, en die aas, grappies, en ja, so is daar menige. Ons het al hier insidente gehad, wat byvoorbeeld een ou, daar aan die kant Warrington uit die Kalahari, uit die Noord-Kaap, Noordwes, op die see was, en saam met hom is hier 'n Engelsman. Nou die Engelsman, as jy 'n Engelsman wat hier in Suid-Afrika bly nie, dis 'n ware Engelsman, is van daai wat as jy hom deurkyk, hy lyk soos 'n gietjie, jy kyk deur hom, hy ken nie die son nie, hy is op die boot, en dan nou hierdie Kalahari ou, so jy moet mos nou weet, die kontras wat jy daar by mekaar, en nou gesels ons maar baie met die Engelsman, om vir hom nou so 'n bietjie in te trek, maar hierna 2-3 ure, nou Andre, ek sal nou maar nie sy van sê nie, het hy nog nie gepraat, en ek dink maar eers ek moet vir Andre ook so 'n bietjie in die gesprek inkry. Andre is geweldig lief vir jag, ek vra vir hom of hy dan maar vir jaar ietsie geskiet het, en daar is dit nou net mooi wat hy nodig het, en hy vertel van 'n gemsbok wat hy daar op die plaas hy daar geskiet het, hy is meer in kudu en vlakvang wêreld, so dit was ook vir hom iets niets om die gemsbok te skiet. En ek vra toe vir hom of hy die gemsbok se vetderm gebraai het, want 'n vetderm van 'n gemsbok is absoluut delikatessen.
En hy sê net van die vetderm wat hy hoe hy gemaak het en die vetderm wat hy so gespissery en die vetderm wat hy so gebrei. En toe hy nou klaar is met sy vetderm storie, toe vra die Engelsmanne, what is a vetderm? En ek is moedwillig, ek sê vir hom, André, verduidelik vir die Engelsman, wat is die vetderm? En ou Willie, wat ook hier by ons sit, was ook by. En nou André sê, it's on the inside, it's inside. Ou Willie help hom reg, hy sê, ja, it's part of the intestines. Ja, sê hy sê, you get the slip, then you get the stomach, then you get the thin derm, and then you get the thick derm, and then you get the bed derm. Ja, nodeloos om te sê, hy man het geen idee gehad, en nou Willie help hom reg, hy sê, it's the colon. Nou ja, toe is die Engelsman doodsiek, maar nie van seesiek nie, maar van grill. So ja, ons het baie sulke komische incidente, en dan natuurlijk nog iets wat al met ons gebeur het, wat nou wonderlik was, maar as het gebeur, is jy maar 'n bietjie versigtig, is orkas. Ons het al op anker gelê, en toe daar 2 orkas gekom, en hulle het ons boot omtrent heen en weer gesleep. Jy sal kyk op my op Facebook, my webbladsy daar, April maand laas jaar, het ek videoetjies daarvoor opgesit by True Blue Charter Stilbaai. En die orkas het ons omtrent getrek heen en weer. Hulle trek ons sê net maar so 20-25 meter in 'n rigting, dan los hulle die boot, dan trek ons weer styf en dan trek ons weer. En ek het nog gewonder wat aangaan, maar hier na 'n uur, toe kom die koei, sommer by die boot op, en toe gaan ek nou 2 en 2 by mekaar sit. Toe sien ek maar die tou, hulle moet teen die tou skuur. Ek weet nou nie, hulle het seker nou nie vlooie nie, maar wat hulle ook al het. Want ek sien toe oral lyf, sy het seker wit mote, soos die tou, en by die bil ook. So ek dink wat gebeur, die tou, hierdie dik ankertou is grof, en onthou, hy snaarstyf gespan, want die anker sit daar onder, en die windjie trek mos uit die boot styf, so daai ding is amper soos 'n kitaarsnaar, en dan kom skuur hulle nou, so 'n bietjie teen hom, en dit is hoekom hulle die boot trek, en dan los hulle hom weer, dat hy weer lekker span, en dan druk hulle weer so, en hulle het gespeel vir 'n uur lang, tot ons so later gesê, nee, dit is al genoeg, want hulle hou ons nou uit die visvang uit, so. Maar hulle kan die boot omtrek? Nee, daarom nie sommer nie. As hulle nou intensies het, definitief, hulle reusagtig teen ons klas bote, so hulle definitief die vermoë, maar wat dit het daarom nog nie gebeur nie. In die Middellandse See is daar wel 'n klomp seiljagte wat al wel gesink het as gevolg van orka interaksie, maar daai bote het 'n lang kiel, en wat hulle daar doen is hulle gaan skuur ook, soortgelyk aan die tou teen die kiel. En dan is daar rubbers wat hom moet digseal, en dan pop daai rubbers, en dan neem die ding water in, en op so 'n manier sink hulle daai boot, en van daai ouens wat al gesink het, dan is hulle in die water, en die orkas is hier om hulle, en die orkas maak hulle niks. So daar was nog geen gedokumenteerde geval wat 'n orka in die wild, in die natuur, iemand doodgemaak het. Ja, wel 'n gevangenskap, maar ek glo nie hulle het bose intensies nie, maar 'n mens wil hom maar respekteer, en jy voel maar klein en nietig, dieselfde as 'n walvis hier langs jou boot kom asem skep of so. Ons het vanmôre so 'n geval gehad. Jy hoor hom, en dan start ek maar die engine, dan hulle gee pad, want hulle is nou maar skerp vaar, selfs al is hy 40 meter van die boot en hy kom daar uit, dan besef jy darm hoe enorm hy is teenoor ons bootjies. Haie, hulle vang nie baie haie nie? Hier is haie, die orkas het baie van die widdood haie so 'n bietjie opgekuil, soos daar by Gansbaai. Ja, vir die ouens wat wonder of ons baie of ons jenning uitdaal, dis waar hierdie ouens met hierdie rappedag so 'n bietjie oefen vir hierdie Agulhas besigheid, Trans-Agulhas wat so jag. Maar nee, wat die ons het nog nie regtig gevare gehad met sulke goed is daarom nie. André, baie dankie van my kant af. Lekker om met jou te gesels. Dankie dat ons uitgevat het op die boot, en dit was 'n ervaring. Die eerste keer ek op 'n diepsee is. Nog nooit op 'n diepsee nie, maar die eerste keer ek op 'n diepsee gaan. Maar baie dankie vir wat jy te bring. Dit is 'n groot plesier. Ons trap nou maar water nog hier so hier in die baai. Maar as jy nou graag wil eentjie saam gaan, dan dink ek moet jy kom met, dan gaan jy saam, want ek het nou nie 'n anker uitgesit nie, maar dit sou nou 'n bietjie geraas het.
ons ry nou maar net so draai hier nie baie, maar jy is welkom om ons te join op 'n trippie wat ons nou werklik 'n bietjie dieper ingaan, want ons is nou maar nog net so 1,5-2 kilometer uit die hawe wat ons maar hier rondvoeter. So vanmôre was ons so 14 kilometer uit die hawe uit. Ander baie dankie, sterkte vir al die visvang vir julle, hoop julle vang nog tonne vis en alles. Laaste wat, jy het 'n lekker resep vir visvang, resep, jy vir die mense wil deel? Vir die vang of vir die bak? Vir die bak. Ja, kyk, daar's verskillende maniere om gaar te maak. Baie ouens is mos nou lief vir 'n ou vuurtjie en braai, se wenner. Dan kan jy nou vir hom rook en jy kan hom, daar is soveel maniere, maar ek is maar lief vir 'n stukkie gebakte vis, veral kabeljou. Ja, nou is daar ook maar verskillende maniere. Jy kan mos daai een by die kafee op die hoek met die deegie om, maar hy raak vir my 'n bietjie geilerig. So as ek nou redelik eet, so wat ons vat om sommer net die mooitjies, gee hom lekker sout en peper en dan druk ons hom sommer in 'n bietjie droommeel en dan 'n vlakkerige matige hitte olie. Bak hom net so. Die groot geheim is met vis, jy moet hom nie te gaar maak nie. So as jy hom so 3 minute aan die een kant gehad het, of omkeer 3 minute aan die ander kant, dan moet jy maar met die vurk so begin loer. As hy nog glasig is, gee hom nog 'n bietjie kans, maar as die wit bymekaar kom, dan moet jy vir hom afhaal en dan moet jy vir hom geniet dat hy nie taai raak en koud raak nie. Dankie, dis 'n lekker resep. Ek gaan wel later 'n bietjie vis pak. Nou wat so. Hallo, dankie sterkte vir baie dankie. Dan praat ons weer. Ja, groot Lekker dag vir plesier. julle. Ja, dis Hanne wat ons weer gesels op die boot. Ons is op pad terug hawe toe. Ons sal hierdie onderhoud sal regtreeks opgelaai word op ons Facebookblad en op YouTube. Mooi dag verder en lekker middag verder. Dankie.